Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U Uself opgeoffer het vir ons. En dat ons vanoggend hier in vryheid U kan aanbid, U naam kan loof en herinner kan word oor hoe U oor ons voel. Ek wil vir U dankie sê vir elke persoon wat hier is vanoggend. Ek wil bid vir daardie mense wat vanoggend twyfel, Here. Wat sukkel om te laat gaan van hierdie idee dat U teleurgesteld is in hulle. Heilige Gees, ek wil vra dat U by hulle sal stil staan, dat daar 'n nuwe bewustheid sal kom van U liefde en U genade, en dat U hulle harte sal penetreer met die waarheid van die woord, en hoe U oor ons voel. Seën hulle vanoggend, Here. Gee hulle guns. Ek wil bid vir ons gemeente, dat ons werklik sal leef met hierdie vryheid wat U vir ons gegee het. Dat ons sal uitreik na ander toe met dit, mense wat sukkel om te besef hoe U oor hulle voel, mense wat in duisternis leef vol skuld. Gee ons die vrymoedigheid om hulle hande te vat en hierdie pad saam met hulle te stap. Help ons om soos die goeie Vader ook goeie vaders te word, soos die Vader barmhartig is, Here, help ons om barmhartig te wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dan sê kom ons sê dankie vir Joe en die band en finale keer vir Prosper. Thank you so much. Baie welkom by Rymse Gemeente. My naam is Herman. Ek is een van die leraars by die gemeente en as jy vanoggend vir die eerste keer hier is, asseblief kom stel jouself aan ons voor. Ek en Jan sal hier voor wees. Ons sal julle graag wil ontmoet. Net 'n paar goed wat ons onder julle aandag wil bring. Die seniors kuier Sondag die 8de Februarie om 10:30 in The View. En as jy wil kom, moet jy asseblief vir Stefan kontak. En dan ons Young Adults groep het ook begin op Woensdae-aande. Hierso in hierdie vertrek, en dit skop af tussen 5:30 en 6:00. Lyk my die jong mense, jy weet, hulle weet nie mooi wanneer om te begin en wanneer om klaar te maak nie. So hulle begin tussen 5:30 en 6:00. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek dink as jy 'n young adult is, weet jy wat dit beteken op Woensdae-aande. Dan het ons ook ons GLS wat die 20ste Februarie begin. So kom ons kyk saam na 'n videoklip oor die GLS en dan sal ek verder daaroor praat. It only takes one leader, one moment to change the game for someone else. But what about you? What about that one moment that transforms your leadership? We all go through moments of difficulty and doubt. We've all thought about tapping out, but you don't give up. The embers are still burning. There's a fire in you to keep moving, keep growing. Discover a grander vision for your life. Gain the courage and the resources to become the leader you know you can be. Step into a worldwide community of leaders who have dedicated themselves to building a better world. Learn from world-class speakers who will both challenge and inspire you. The world needs the light of your leadership. It just takes one moment now. It just takes one person, you. Step into the Global Leadership Summit and lead where you are. So ons het die link in die week uitgestuur op die WhatsApp groep en ek wil dankie sê vir Dani en Wendy. Hulle het bietjie gaan arm druk met die GLS en ons het die prys afgekry van R650 na R550 toe vir individue. So asseblief bespreek jou kaartjie. Dis 'n wonderlike geleentheid vir jou om te groei in jou leierskap, maar ook in jou persoonlike groei. Navorsing bewys die beste manier om persoonlik te groei is om te groei in leierskap. So as jy op 'n plek is in jou lewe waar jy wil groei, asseblief sluit saam met ons aan op die 20ste Februarie, dat ons saam deur hierdie proses van groei kan gaan. Besighede kan ook betrokke raak deur 'n tafel te borg, en as jy dit doen as 'n besigheid, dan help jy ons ook om leiers in die gemeenskap te nooi, wat dit nie kan bekostig om hier te wees nie, dat ons as 'n gemeente ook so belê in ons gemeenskap. Dan begin ons tweede diens op die 15de Februarie, so ons twee dienste sal wees 8:30 en dan 10:00 die oggend. Nou vanoggend is ons bevoorreg om vir Rudolf saam met ons hier te hê.
Rudolf is die persoon wat hierdie gemeente geplant het. En ons is so dankbaar vir dit. Hy en Henny het in 2001 hierdie gemeente geplant, saam met van julle wat hier sit vanoggend. En ons is so dankbaar dat julle gehoorsaam was in die Here, en dat ons almal vandag 'n geestelike tuiste kan hê, wat Randburg gemeente is. So ek wil vra dat hy na vorentoe sal kom. Ruimse gemeente, wat ek gesê? Ag, skus, Ruimsig, sorry. Randburg gemeente was my eerste gemeente jare terug. So dit steek vas in 'n ou se brein. Kan ek net sê dat in die gereformeerde tradisie is daar nog min kerke wat groei. Maar daar's een ligpunt en dis Oosterlig gemeente. Hulle doen regtig wonderlike werk en ek is so dankbaar vir Rudolf se leierskap. As ek ander gemeentes ook help en ek sukkel 'n bietjie, dan bring ek altyd vir Rudolf in om die kerkrade vir my uit te sorteer. Hy weet net hoe. So Rudolf, baie dankie vir jou tyd en dat jy weer saam met ons kuier vanoggend. Ons sien uit om na jou te luister. Dankie Herman, dankie Jan. Het is altyd lekker om hier te wees. Ja, so iets interessant. Ek sou graag wil sien, wie van julle was hier gewees toe ons destyds in 2001? Ja, hier was, in begin het. Ek het gesien of van julle hier is. Baie van julle. Ek dink die res van julle sê net vir hulle dankie. Celebrate. Ons celebrate mekaar min genoeg. Hulle maak altyd vreeslik baie van die leier en die ou wat dit begin het, maar as dit nie vir hierdie mense was wat onder ons is, jy weet, wat regtig die pilare van hierdie gemeente was saam met Jan en Herman, dan sou die goed nie gebeur het. Ja, is net amazing hoe die Here werk en dis vir my so lekker om hier te staan en ek sien net hulle het onder Jan en Herman se leierskap hierdie gemeente soveel verder gevat in kultuur as wat ek ooit sou kon en dis net so ongelooflik lekker dat die Here los ons nie langs die pad nie. Hy voltooi die werk wat hy in ons begin, wat hy in ons gemeenskappe begin. Dit is nie so lekker. Ja, so van Oosterlik se gemeente se kant af baie groete vir julle, van my kollegas. Ek gaan hulle môre weer in die vergadering mal maak, want elke keer as ek hier by julle is, dan doen dit regtig iets aan my. Dit is my baie lekker om hier te wees. En so Herman het vir ons al 'n paar keer gebid. Ek gaan net vir jou die vraag vra en dit moenie die cheesy Christelike antwoord vir jouself gee nie. Dink nou baie mooi wat jy sê, werkgebed vir jou. Ek wil baie van ons het vanoggend gebid. Hoopelik meeste van ons. In 'n fairytale wêreld, wel almal van ons. Ons het gebid vir 'n klomp goed. Ons het gebid vir die gemeente, ons het gebid vir die musiek, ons het gebid vir jy het nie heel moontlik gebid dat jy nie verveeld sal raak tydens die boodskap nie. Ek hoop vir jou part gebed werk. Ja, dat nie wees soos in die ou tradisionele kerke het die dominees daar altyd so opgestap en dan stop hulle so op die trappe halfpad en dan buig hulle hoofde so en hulle stap so op en sê ek vra vir sy mamma, wat doen die oom? As hy so met sy oë toestaan, dit lyk weird. En sy ma sê nee, hy bid vir sy preek. En na die tyd sê die ouetjie, mamma, hoekom het dit nie gewerk nie? Dit sê iets eintlik dit wat die ouetjie sê, lag ons nou oor, maar eintlik sê dit vir ons iets met die ongemak wat ons het met gebed. Ons is nie gemaklik met gebed nie. Al weet ons moet bid en al bid ons. Gebed is 'n weird ding. Trouwens, teologies en geestelik, in jou geestelike lewe sal daar min soveel paradokse wees. Paradoks is 'n oënskynlike weerspreking, iets wat lyk asof dit nie fit met realiteit nie, as gebed. Want aan die een kant beloof die Here vir ons, as ons bid gaan ons kry nie want ons vra nie. Aan die ander kant weet ons dat as ons mense is wat bid, dan het die Here ons ook so geleer, laat U wil geskied, en dit beteken obviously dat ek stel myself onderdanig daaraan, dat as die Here nie my versoeke wil volbring nie, dan hoef hy nie. Ek stel myself onderdanig aan hom. En hierdie twee kragte trek teen mekaar, albei is in die Bybel. Jesus se eie gebed is nie gehoor nie. Is gehoor, maar is nie vervul nie. Laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, laat U wil geskied. Dit bring vir ons eintlik daai twee kragte saam. So ons sit met hierdie ongemak, baie van ons bid en ons beleef die Here se antwoord, baie van ons bid partykeer vir jare vir iets en ons beleef eenvoudig niks. Die hemel voel vir ons leeg. En C.S. Lewis sê, hy sê, die ongemak van gebede wat nie verhoor word nie, wat ons voel word nie verhoor nie, is nie die feit dat dit nie verhoor word nie, dat die spesifieke versoeke nie toegestaan word nie, maar dis dat wanneer dit nie gebeur nie, wanneer gebed nie vir ons, wanneer God nie intree soos ons voel en vra nie, dan voel geestelike realiteit vir ons dun. Dit voel vir ons as van God ver is. Dit voel vir ons as wanneer regtig hoor, asof hy ons nie regtig hoor nie. So ons loop met hierdie spanning en gebed. Deel van die stories, ek wil julle bekendstel vanoggend, die van julle wat hulle nie ken nie, Piet en Sammy Gregg.
Dit is Pete Greig is die leier van 'n wêreldgebedsorganisasie, die 24/7 Prayer Movement. Hulle het 'n hele klomp jare gelede begin. As julle nog nie sy boekie gelees het, Red Moon Rising, dan moet julle dit lees oor hoe het al hierdie goed tot stand gekom. En reg oor die wêreld op 'n klomp kontinente sien julle gebede wat verhoor word en wonderlike dinge wat die Here doen. Mense wat tot geloof kom, sondaars wat hulle sonde bely. Mense wat net eenvoudig oopraak en awaken word vir die werking van die Heilige Gees en vir die werking van die Here. En dan sit hy met hierdie paradoks, met hierdie weerspreking in sy eie lewe, want sy eie vrou Sammy het hy eendag agtergekom, hulle kleintjie was nog 'n babatjie gewees en ewe skielik begin sy in die bed skud en sy begin snaakse contortions maak en hy weet nie wat aangaan nie, sy's besig om 'n epileptiese aanval te kry en al wat sy kan uitkry is pray for me. En hy het nie geweet wat om te doen behalwe om te bid nie. En hy bid en die convulsions word nie beter nie. En totdat dit later uiteindelik bedaar. Hulle is dokter toe. Dit is nou jare daarna, amper 2 dekades daarna, sy's nog nie genees nie. Die aanvalle kom nog gereeld en onverwags. En elke keer word daar baie gebid. Nie net tydens die aanval natuurlik nie, maar tussenin ook in die gebed vir genesing. En daarom het Pete Greig op grond van hierdie belewenis van hom het hy gewonder hoeveel ander gelowiges daaroor en hy het hierdie boek tot stand gebring, hierdie boek geskryf, God on Mute. Wat doen jy as God stom is? Wat doen jy as die Here nie opdaag soos wat jy dink hy moet nie? En so die tema wat Herman hulle vanoggend my gegee het was, maak dit nog sin om te bid? Moet ek bid? En dit klink nou 'n obvious vraag, maar dit is nie, want dit help ons weer om die hoekom van gebed regtig te beantwoord, of jy nou vanoggend 'n skeptiese persoon is, en of jy 'n gelowige persoon is, wat lank 'n pad saam met die Here stap, dit maak nie regtig saak nie. So ons gaan nie vanoggend so baie stil staan by hoe om te bid, en wat alles nie. Ons gaan eenvoudig net 'n bietjie terug gaan na die why. Hoekom staan ons in hierdie weird verhouding met die Here, weird and wonderful verhouding met die Here, wat ons hierdie geweldige spanninge in beleef. En Piet is regtig 'n goeie teoloog, en in hierdie boek, ek dink, kan nie die getal onthou nie, maar ek dink hy noem iets so 16 goeie Bybelse teologiese redes, waarom God soms nie jou versoeke aan voldoen nie. Ek noem so net 'n paar vir julle. Sy eerste rede is, hy sê common sense. Hy sê party mense se gebede is net stupid. Ek bedoel, jy weet, wie van julle al gebid vir parkeerplek voor die winkelsentrum? Kom wees eerlik. Terwyl daar honderde duisende mense sterf van honger elke dag. Dit beteken nie, jy kan nie daarvoor vra nie, maar hy sê, party goed is net in die big scheme of things, dis net nie relevant nie, dit is nie so belangrik as ander goed nie. En ek en jy, wat redelike luukses mee leef, ons is deel van die top 4% inkomsteverdieners in die land, ons bid vir allerlei klein luuksehuitjies. En weet jy wat, die Here sê eintlik nooit gaan ons luushede voorsien nie. Hy het gesê, bid vir jou daaglikse brood. Dis die minimum. Ek en jy bid nie vir genoeg brood nie. Ons het te veel. Ons bid dat die Here ons brood wegvat, dat ons net kan gewig verloor om die hemelsnaam. So die eerste is dis net common sense. Ek het al klaar te veel tyd hier spandeer. Die tweede is weerspreekings. Het jy al gedink, baie keer weerspreek jou gebede die gebede van 'n ander gelowige? Het jy al gedink, as jy by die bokke moet wen, het jy al ooit gedink, wat doen Engeland? Of het hulle geen gelowiges in Engeland nie? Hulle bid ook, Here, laat ons wen. In die ou tyd die Anglo boereoorlog bid die boere dat hulle hierdie veldslag gaan wen, en die Engelse bid dat hulle die veldslag gaan wen. Partykeer weerspreek jou gebede net ander mense. Sy gebede, jy bid ook vir 'n mooi sonskyn dag sodat jy kan 'n lekker troue hê in Desember. Nou kyk, as jy troue boek vir Desember moet jy mos nou weet. Want die boer langsaan bid vir reën. En partykeer is dit 'n manier om te sê, ek is onderdanig, deur net vir die Here te sê, doen wat u wil, u weet wie het almal die meeste gebed nodig, u weet wat het die meeste vervulling nodig. Partykeer bid ons te veel dat die Here natuurwette ophef. Nou, dit is natuurlik wat 'n wonderwerk is. Nou, die Here kan meganies ingryp, en hy hef baie keer natuurwette op, maar weet jy wat, dink 'n bietjie daaraan, logies, hoekom dink jy die Here nie die natuurwette geskep? Want dis hoe hy wil hê die natuur in die wêreld moet werk. Die koninkryk, dis hoekom Jesus sê in Matteus 13, die koninkryk beweeg vooruit
organies. Hy gebruik beelde so saadjies wat die grond val en bome wat groot groei en die voëls wat kan neste maak in die bome. Die Here se koninkryk werk ook organies. Hy gryp nie net altyd meganisties in nie. So partykeer hef hy te veel natuurwette op en al sal uitmekaar uitval as die Here aanhou om dit te doen. Vierde rede is partykeer is die lewe net taaf. Dis al. Niemand pik op jou nie, niemand is kwaad vir jou nie. Die lewe is net taaf. Kyk na Paulus se lewe. Henk, die ou het 'n tawe lewe gehad en hy mou nie op 'n bladsy nie. Dis net taaf. En ek dink ons wat in voorspoed omgewings leef, ons vergeet dit partykeer. Want ons prentjie van God is gevorm in mooi weersdae. Ons prentjie van God is gevorm in tye van ekonomiese voorspoed en privilege. En ons vergeet partykeer die res van die wêreld, 80% van die wêreld struggle way meer as ek en jy. En die weird ding is, dis mense wat redelik gelowig is. Hoe eenvoudiger jy is en hoe moeiliker die omstandighede is waaronder jy groot word. Dis interessant, né? Hoe meer gelowig leef jy. Soms weerspieël ons gebede nie altyd God se karakter nie. Dan hou hy verhoring terug. Partykeer bid ons vir tweede beste en die Here wil vir ons beste gee, heel moontlik 'n bietjie later. Dis ook 'n rede. Partykeer is ons motiewe verkeerd. Miskien is ons motiewe partykeer verskuild vir ons. Ons weet nie eers altyd wat ons motiewe is nie. Ons is ons almal maar sakke vol gemengde motiewe. Soms vra jou gebede om iemand se vrye wil te override. En die Here sal dit nie sommer doen nie. Partykeer is daar sataniese oppositie. Dis moontlik. Partykeer wil die Here hê jou geloof moet groei in steede van om te kry wat jy wil hê. Hy wil jou vertroue vergroot. Nou, hoe vergroot die Here jou geloof? Hoe vergroot hy jou vertroue? Is deur jou geloof onder druk te sit. Dis soos 'n gym. Jy weet, jy kan nie jou spiere oefen as jy nie daai spiere van jou onder druk sit, plaas meer gewig op en meer gewig op en meer gewig op. Maar elke dag sê meer gewig op, as die volgende dag is jou spiere styf, jy voel dit. En so voel ons geestelike lewens ook. Die gewig wat die Here op ons geloof plaas, want hy wil hê ons moet groei. Partykeer is dit sonde wat in die pad staan. Nie altyd nie, maar soms is dit. Partykeer is dit sommer net nie een van bo genoemde nie. Soms wil die Here eintlik maar net hê ons moet hom vertrou. Maar in elk geval, as jy deur hierdie boek van Piet Greig gaan, is 'n regtig 'n goeie boek. En as jy op die oomblik in 'n fase van jou lewe is waar jy bietjie net wonder waar die Here is hierdie boek 'n ongelooflike goeie boek om te lees. Tim Keller sê die volgende, hy sê, I can think of nothing great that is also easy. Prayer must be then one of the hardest things in the world. Eugene Peterson, wat die message vertaal het, sê dit. Hy sê, there is something highly dissatisfying about prayer. Want is 'n verhouding. Dis 'n verhouding met iemand. En ek bedoel, wie van julle is getroud? Wie van julle se huwelik is nie messy nie? Wees eerlik, Anne-Marie moet nie ook nie. Ja, verhouding is messy. En guess what? So is jou verhouding met die Here ook. Gaan wonder, die woord Israel beteken hulle wat worstel met God. Verhouding met God is bevrydend. Dis lekker. Dit bring nuwe lewe. Ons het van al hierdie lewe gesing, veral as ons so by mekaar kom. En ons versterk mekaar in die geloof. Ons almal weet, hierdie verhouding met die Here kan ook taaf wees. Nie altyd so maklik nie. So ek lees vanoggend vir ons 'n teksgedeeltjie saam in Matteus hoofstuk 6. Waar Jesus praat oor gebed, ek gaan net 'n klein stukkie saam lees en wat ek gewoonlik maar doen is ek gaan hierdie teksgedeelte, maar julle het vanoggend vir my 'n topical tema gegee, so ek gaan dit nie doen nie. Kom ons lees net 'n bietjie wat Jesus sê. Hy sê verder as julle bid, moenie soos die skynheiliges wees nie, hulle hou daarvan om in die sinagoges en by straathoeke te staan en bid sodat die mense dit kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. En as jy bid, gaan na jou kamer toe. Nie net op die pad nie, né? Die pad is ook goed. Gaan na jou kamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien dat verborge is, hy sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. En dan net daarna dan volg die ons Vader gedeelte. Wat is nie vir oggend gaan doen nie. Maar goed, so die vraag is dan vanoggend, hoekom moet ons bid? Werk gebed nog? Wel,
dit hang af, jy weet, waar meet jy gebed? Ek bedoel, 'n mens meet enige ding se sukses aan waarvoor dit bedoel is. Is dit nie so nie? As ek nou vir Samsung 'n ding stuur en sê, hoorie man, ek wil die foon terug en hulle vra hoekom, ek sê nie, hy krap nie my oor so lekker nie. Dan sê hulle, maar hy is nie gemaak vir oorkrap nie. Maar ek gee nie om nie, ek gebruik hom vir oorkrap. Dis nie wat vir gemaak is nie, hy's gemaak vir oorwarm maak. hy's gemaak vir oproepe, hy's gemaak vir WhatsApp, hy's gemaak vir Instagram, hy's gemaak vir social media, vir YouTube. So as gebed is vir jou gaan, as die doel van gebed vir jou is om te kan kry, dan stem ek met jou saam. Gebed werk nie. Maar dit is net te onkonsekwent. Soms verhoor die Here ons gebede, ons kry wat ons graag dink, ons dink ons het nodig, en ander keer dan kry ons dit nie. Dis net te ambiguous, dis net te twyfelagtig om regtig te kan sê gebed werk. Maar wat as dit nie regtig daaroor gaan nie? Trouwens, ons het in die teks het gelees. Julle Vader weet alreeds wat julle nodig het, nog voor julle van hom vra. Nou as jy vra maar, hoekom dan bid? Aha, goeie vraag. Wat as gebed nie gaan oor vra en kry nie? Wat as gebed gaan oor iets anders? En wat as gebed vra wel insluit, dat ek bedoel, die Here is my almagtige Vader, hy voorsien, natuurlik moet ek vir hom nou en dan iets vra, is dit? Maar in 'n verhouding is dit net nou en dan. Dit hoef nie, ek bedoel, as elke dag goed het wat ons vir hom vra, maar hoekom moet ons bid? So ek het vir julle 6 goeie Bybelse redes saamgebring, hoekom ons bid. Ek het nou nie 'n teksgedeelte by elkeen nie, maar kom ons dink so 'n bietjie daaraan, hoekom moet ons bid? Heel eerste enetjie. Ons bid omdat ons sterflik is. Daar's net een God en dis nie ek en jy nie. En ek en jy is swak en sterflik met min perspektief. Ons het nodig dat die Here ons denke vorm. Ons sien die gemors in die wêreld rondom ons sien die vernietiging. Ons stap elke dag tussen die ruïnes van ander mense se lewens op ons eie. En ons weet net, ons kan niks hieraan doen nie. Ons is net human. Jy bid in die eerste plek, nie om enige ander rede is dat jy jou plek in die kosmos ken nie. God is God, en ek is nie. Daarom bid ek. Sterflike mense bid. Mense wat redelijk kokkie is, wat nie bid nie, miskien vergeet jy 'n bietjie dat jy sterflik is. Trouwens, daar's hierdie Griekse mitetjie wat, julle almal weet van die mite van Prometheus, né? Wat Zeus het nog nie vir die mense vuur gegee nie, sogenaamd. En toe kom Prometheus en hy gee vir die mense vuur. En die vuur was eintlik tegnologie gewees. So toe kon hulle klomp goeders maak en die tegnologie begin ontwikkel. En dis hoekom Zeus vir Prometheus so kwaad was en hom gestraf het. Want toe vergeet die mense die gode. Die mense dink hulle kan nou alles doen deur tegnologie. Hulle vergeet hulle eie sterflikheid. Daar is 'n Griekse mite hierdie, maar daar is ook 'n baie sterk Joods en Christelike idee, Bybelse idee. As jy sterflik is, as jy bewus is van jou eie sterflikheid, dan bid jy. Sover ek nog weet, as jy sê die statistiek, 1 uit elke 1 mens sterf. So guess what? Jy leef seker op jou knieë. En daar's 'n wêreldwyd baie interessante tendens, ek weet nie of julle bewus is hiervan nie, dat selfs nie gelowige mense, agnostiese mense en ateïste erken dat hulle soms bid. 20% van ateïste en agnostiese mense erken baie embarrassingly dat hulle nou en dan bid. In trigonometry, die 2 ouens van die trigonometry podcast, Konstantin Kiesen en Francis Foster, dit is glad nie gelowige mense, sê, hulle het begin om te bid aan tafel voor hulle eet. Nou vra hulle, met wie praat jy? Hulle sê nee, ons weet nie met wie om te praat nie, maar ons sê net thank you for providing for us. Thank you, we know that what we're about to receive, we need to be truly thankful. Want mense sens, daar's iets. Dis soos iemand ruk terug toe ons, so 'n paar jaar terug te verloor die Bokket in Japan. Ek weet nie of jy daai onthou nie. Agnostiese vriende erken, hy sê, toe sy oë uitvie, toe sê hy, Here, help. Ons bid, want ons is sterflik. En ons weet dit. C.S. Lewis, die storie word vertel van C.S. Lewis in sy boek Surprised by Joy. Dis maar net een van die ouens, hy is al oorlede in 63, maar ek kan nie glo relevant sy boeke nog is vir ons almal vandag nie.
vertel die storie dat hoe hy, jy weet, as ateïs, hy het basically as 'n ateïs groot geword, sy ma is oorlede toe hy 9 jaar oud was, hy het gebid en gebid en gebid en gebid vir haar, sy het nie gesond geword nie, sy het anyway gesterf, en van toe af glo nie meer nie, en hy het 'n klomp ateïstiese mentors gehad, en hy het niks gehou van wat hy in die plaaslike kerk gesien het nie. So hy het eintlik glad nie in geloof belang gestel nie, hy wou nie, maar in die boek sê hy op 'n sekere punt, I felt God closing in on me. Hy sê die Here het hom so pursue met 'n skaakspel. Hy sê met 'n geweldige logiese en redelike brein het hy die Here probeer ontsnap hierdie kant toe en daai kant toe en uiteindelik kon hy nie meer nie. En as hy kom by daai punt in sy boek waar hy sy liewe vir die Here gee, dan sê hy die volgende. Hy sê, "You must picture me alone in that room at Magdalene, night after night, feeling whenever my mind lifted even for a second from my work, the steady, unrelenting approach of him whom I so earnestly desired not to meet. That which I greatly feared had at last come upon me. In the term of 1929, I gave in and I admitted that God was God, and I knelt and prayed." Jy weet God bestaan, dan bid jy. As jy besef jy sterflik, dan bid jy. Dit bring ons by die tweede rede waarom ons moet bid. Ons bid omdat God ons relasioneel gemaak het. Ons is verhoudingswesens. Ons breine sê, mense al hoe meer vir ons, in neurowetenskap, ons breine is gewire om te connect. Ons kan nie anders nie. Ons kan nie sonder connection nie. En ek dink baie van die problematiek rondom gebed word opgelos. Trouwens, baie van die dogma's in die Bybel, die leerstelling oor die hel, oor ons geestelike groei, oor klomp dinge wat ons mee struggle in ons eie gedagtes, word eintlik opgelos deur te dink aan die Bybel as 'n relasionele boek, 'n verhoudingsboek. Dit is 'n boek waarin God die mens, my en jou, pursue. Dit is 'n boek waardeur hy 'n verhouding met my en jou wil hê. En ek en jy bid, is veronderstel om te bid, omdat hy my en jou gemaak het vir connection. En net soos Augustine gesê, Augustinus vir ons gesê het, hy sê, ek kan nêrens anders rus vind as uiteindelik in u arms nie. Ons het net so mooi gesing. Ek het aan Augustinus gedink nou, toe ons gesing het. Ons het 'n vreeslike Augustiniaanse sang gesing nou. Ek weet nie of julle dit besef nie. Augustinus het gesê jy kan die hele wêreld pursue en jy kan die vraag vra wie is ek? Maar hy sê dis 'n verkeerde vraag. Vraag is nie om te vra wie is jy nie. Dis die tweede vraag. Die vraag wat jy vra is wie sin is ek? Want ek en jy is gewire om te connect. En daarom, as jy my vra, werk gebed, en jy sien gebed as die manier hoe die Here ons in connection met hom bring, dan sê ek, ja, dan werk gebed altyd, sonder ophou. Al voel jy asof God ver is, wanneer jy bid, connect jy met die lewende God wat hemel en aarde gemaak het. Die rede waarom hy baie keer vir jou ver voel, is nie omdat hy ver is nie. Jy's in 'n goeie geselskap, die Psalm sê dit ook, my God, waarom het jy my verlaat? Dawid het ook gevoel, die Here is vir hom ver. Hy het dit gesê, voordat Jesus het gesê het aan die kruis. Jy's in 'n goeie geselskap as jy dit sê, maar die Here voel nie ver omdat hy ver is nie. Hy voel ver omdat ons in 'n sekulariserende en 'n gesekulariseerde samelewing leef. En daarom voel geestelike realiteit baie keer vir ons so dun. Die doel van gebed is connection, nie meganisties nie. Met ander woorde, die doel van gebed is nie om, wat is 'n meganisme? 'n Meganisme is 'n stukkie gereedskap wat jy bou of kry of koop om iets mee te doen. So as jy die stuk gereedskap so gebruik, dan is hierdie die outcome. Baie mense gebruik gebed so. Ek wil net so bid, dan gaan dit gebeur. Ek wil net so hierdie versie sê, dan gaan dit gebeur. Ek wil net sê in U naam, dan gaan dit gebeur. Dan maak jy van gebed 'n meganisme om te kry wat jy graag wil hê. Gebed is vir connection. Gebed is sodat jy die heeltyd toegang het. Natuurlike grond op die kruis van Jesus, né? Het ons vrye toegang tot hom. God is die enige God. Hy's 'n verhoudingsgod. Daarom het hy die wêreld relasioneel gemaak. Het jy al baie keer gevoel jy's op jou gelukkigste wanneer jy verhoudingswêreld werk? Maar jy kry op jou seerste. Jy's op jou ongelukkigste wanneer verhoudings in jou lewe nie werk nie. Daar's 'n rede voor. Want die God wat hemel en aarde geskep het dit geskep met verhoudings in gedagte. En daarom is dit pynlik wanneer ons 'n gebrek aan connection het met God of met ander mense.
En omdat ons relasioneel aan mekaar gesit is dit goed vir ons om te bid. Bob Sitze het 'n boek geskryf jare gelede al. Ek weet nie Jan, ek weet nie of jy onthou of ek en jy moet saam gelees het nie, maar ek weet in die tyd toe ek hier was, het ons al oor die boek gepraat. Hy's 'n neurowetenskaplike, maar hy skryf vanuit 'n Christelike hoek, skryf hy die boek Your Brain Goes to Church. En ek kyk eenvoudig, wat gebeur in jou brein wanneer jy kerk toe gaan? Wat gebeur in jou brein wanneer jy bid? En die interessantste goed teëgekom, het agtergekom dat wanneer jy bid, mense wat bid, se immuniteit tel op. Hulle veg beter teen siektes, hulle bloeddruk neutraliseer en hulle harttempo verlaag. Nuwe navorsing nou sê eenvoudig dit, ons leef langer wanneer ons bid. Die Here sê bid, bedoel hy wat hy sê? Maar sodat ons kan connect met hom, maar baie mense kruip weg. Baie mense bid min genoeg, dat hulle gewete sit, dat Lam sê, ek het my gebedjie opgesê, maar nie diep genoeg, dat hulle regtig intiem raak met die Here, en hulle kruip eintlik vir die Here weg. Eintlik wil hulle nie te diep met hom gaan nie, want ons weet wat gebeur as jy baie na die Here kom, hy expose al jou gemors, hy expose alles wat binne is, net omdat hy jou emosies deel, en jy nog net nie dit nie. Die Here loop nog steeds vandag onder ons rond en vra, Adam, mens, waar is jy? En dis waarom ons bid. Ek moet na die derde enetjie toe oorgaan. Ons bid omdat ons gebed ons leer om saam met God te wees. Ek en jy is nie, ons is menslike wesens. Julle het hierdie goed al baie gehoor. Trouwens, ek weet ek het al so 'n boodskap gegee, jare terug toe ek hier in Rymsig was, dat ons hoofmanier van interaksie in die wêreld is eintlik 'n passiewe een. Want God neem al die inisiatief in die geskiedenis. Hy neem dit sy gees, al die geskiedenis in my, al die inisiatief in my en jou lewe. Hy het ons pursue, hy werk in ons, hy is die een wat die vrug voortbring. Die primêre, dis nie die enigste nie, maar die primêre houding wat ek en jy moet hê, is ene van rus in hom, wees saam met hom. En daarom is gebed, en dis waarom ons so sukkel met gebed, want gebed is 'n weesaksie. Ek sit en ek doen niks anders behalwe om met die Here te connect nie. Maar ek en jy, kyk, meeste van ons is Afrikaners. Ons is ons is doeners. We like doing. As ding verkeerd is, dan fix ons dit. En die Here leer vir ons dat gebed is net 'n manier om te wees. Dis waarom Martin Luther gesê het, ek is so besig, het hy gesê. Ek het so baie om te doen, ek moet 2 ure 'n dag bid. Want dit leer ons net om te wees. Baie van julle sal my pa onthou, Frikkie. My pa is oorlede so 2-3 jaar gelede nou. En hy het demensie gehad aan die einde van sy lewe. In die laaste jaar van sy lewe, eintlik miskien langer as 'n jaar, het hy gereeld vir my gesê, ek voel so useless. Ek voel so useless. En ons het altyd vir mekaar saam gebid en daaroor gepraat met mekaar, gesê, pa, onthou net, uselessheid is die modus waarin die mens primêr sy identiteit vind. Ons kom hulpeloos in hierdie wêreld in as babetjies, ons neuse moet afgevee word, ons doeke moet skoon gemaak word, baie embarrassing, ek weet. Ons kan net wees, en as ons uit die lewe uitgaan, dan is ons weer hulpeloos. Hulpeloosheid omvat ons bestaan. En daarom bid ons. Dit leer ons in die eerste plek dat ons veronderstel is om net saam met die Here te wees. Wees is aksies wat jou innerlike wêreld vorm. Het jy al aangedink, dink 'n bietjie aan die ons samelewing lê klem op al die eksterne goed. Dink 'n bietjie aan die vakke op skool. Wat se vak is die vak wat belangrik is? Afrikaans, Engels, biologie, wiskunde, wetenskap, aardrykskunde, jy weet rekenkunde, ekonomie, bedryfsekonomie, alles gaan daaroor om jou eksterne wêreld te manage. Wat se vakke is daar wat kyk na jou innerlike wêreld? Want ons weet almal, dis waar die probleem lê. As die lewe met ons gebeur op 'n eksterne vlak, weet ons dis nie die issue nie. Die issue is wat gebeur hier binne. Dis hoekom die sprekerskrywer sê daai wysheidsteks, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Nie jou eksterne omstandighede nie. Nou hoekom spandeer ons aan al die tyd in die wêreld aan eksterne omstandighede? Gebed is die een ding wat die Here vir ons gee om te deel met dit wat werklik belangrik is. Dat die Here jou innerlike wêreld kan vorm en kan shape. Dat hy kan werk aan jou liefde vir hom. Die volgende rede waarom ons bid, want gebed is die versoeningspunt tussen wet en liefde. Het jy al baie keer 'n bietjie van
'n weerspreking beleef, of ten minste 'n bietjie spanning beleef in die hele idee dat God is die Here, so ek moet gehoorsaam wees aan hom sonder om te dink, ek moet nie eers met hom argumenteer of stryd, ek moet net aan hom gehoorsaam wees, want dit is wat 'n onderdaan doen teenoor die Here. Aan die ander kant is hy my vriend, my vader, die een wat my liefhet en ek het hom lief. En hoe versoen die mense hierdie twee? Wel, dit gebeur in die gebedskamer. 'n Goeie voorbeeld daarvan sien ons in die movie The Princess Bride. Ek het gesien, wie Princess Bride gesien? Ja, dis lekker ou fliek. Party van julle is nog nie eens gebore nie. Okay, die 3 van julle wat gebore was, ek's baie bly. En die fliek het so, die fliek begin waar die meisie is die noble eienaar van die plaas en sy het 'n farm boy, eintlik 'n tipe van 'n diensknegt wat vir haar werk. En sy gee hom heeltyd opdragte, ook so 'n bietjie moeswillig eintlik, jy weet. Farm boy, go and feed the horses. En dan sê hy net vir haar, as you wish. En dan gaan voer hy die perde, wat ook al. Farm boy, go and chop some wood for the fire. Dan sê hy net, as you wish. En so gaan hy aan en lam, maar later kom sy agter, elke keer as hy vir haar sê, as you wish, en jy sien dit op die fliek ook, hy sê daai, as you wish, met so 'n vonkel in sy oog, want jy kan sien wat hy eintlik bedoel, wanneer hy vir haar sê, as you wish, is, I love you. En dis waarom die jobs nie vir moeite is nie. Dis waarom hy met liefde gaan hout kap, want hy het sy meester lief. Gehoorsaamheid en liefde word geïntegreer in die gebedskamer. Dis wat ons vir die Here sê, as you wish. En ons geniet wat ons doen. En ons staan elke dag op en ons gaan werk toe wat ons eintlik onder normale omstandighede haat, want ons weet ons doen dit vir hom. Gebed gee jou daai geleentheid. Die Here wil ook liefgehê word deur ons. En in Openbaring 2 dan praat hy ons met die gemeente van Efese en dan sê hy vir hulle, julle het julle eerste liefde verloor. Ek het dit teen julle, ek het al hierdie mooi goeders doen nie, maar ek het hierdie een ding teen julle, julle het my nie meer so lief soos wat julle my in die begin gehad het nie. Ek dink aan die movie daar, ja, sommer 2 movies onder een opskrif. Fiddler on the Roof. Nou, hy's nog ouer as Princess Bride, so moenie eens probeer nie. Maar Fiddler on the Roof het vra hierdie hoofakteur, rolspeler se vrou op stadium vir hom, do you really love me? En dan sê hy vir, what kind of stupid question is that? Look at what I do. I work hard for you. I work on the fields. I provide. Says yes. But do you love me? Do you love me? Here vra baie keer dit vir my en jou ook. Do you love me? Yes. Well, sê dit vir my. In jou gebedswêreld. 5de enetjie. Ons bid omdat die troon van God die enigste veilige plek is vir ons toksiese gevoelens. Ek wens ek het tyd gehad om vir 'n hele oggend net oor die psalms te praat. Die psalms was die gebedskool gewees van ou Israel. As hulle kinders groot gemaak het hoe om te bid, dan het hulle deur die psalms gebid. Hulle het die kinders geleer hoe om die psalms deel van die lewe te maak. Maar het jy regtig die psalms gelees? Jy al gesien hoe eerlik daai mense is? Ek het Psalm 22 net nou aangehaal. Dan kan Dawid in Psalm 13, Here, hoe lank nog? Moet ek my eie planne met kommer deurbring? Hoe lank nog? Moet ek gaan my vyand oor my heers? Hoe lank nog? Moet ek my dae deurbring? Hoe lank nog gaan U vir my al wegkyk? Hy sê dit 4 keer in 'n ry in Psalm 13. Hoe lank nog? En as 'n wraakpsalms, het jy al Psalm 58 gelees? Here, slaan my vyand se tande uit, maak hulle 'n slijmstreep, waai hulle weg soos gras in die wind. Jy sê nou wat interessant is jy kry nie meer hierdie gebede in die Nuwe Testament nie. Maar dis legit gebede, want dit is, en hier is die belangrike ding, die enigste veilige plek vir jou toksiese gevoelens is die troon van God, nie die braaivleisvuur nie. As jy wil braai, sê vir jouself, ek gaan nie mou nie. As jy wil mou, sê liewer vir om die vuur, kom ons bid net gou, en dan bid jy. En dan ontlaai jy jou siel voor die Here, en dan sê as jy klaar sê, okay, dankie tog, ek voel nou beter, ons gaan nie meer oor die ANC praat nie. Gebruik die Here se troonkamer, maar moenie oneerlik bid nie. Die Here weet ons nie hoe jy voel, sê vir hom wat jy voel. Hy kan dit vat, maar ek en jy op ons eerlikste is geen intimidasie vir die Here nie. Dis die enigste plek waar ons toksiese gevoelens regtig by onveilig is. En laaste enetjie, daarmee sluit ek af. Ons bid sodat ons aan God en sy werk kan deel hê. En dis eintlik wat Jesus bedoel. As in Johannes 14 en 16 sê,
bid in my naam, dan sal jy ontvang wat jy vra. Wat beteken dit om iemand se naam te bid? Baie mense dink hulle moet net die naam van Jesus agter aan die gebed los en dan is dit in Jesus se naam. Nee, jy kan dit 50 keer in 'n gebed doen en nie noodwendig in die naam van Jesus bid nie. En die ander keer hoef jy nie eens Jesus se naam te bid nie, maar jy bid in sy naam. Nou, so wat is dit om in sy naam te bid? Om in Jesus se naam te bid beteken dat jy vra die dinge namens hom. As hy in die vlees hier by jou gesit het en saam met jou gebid het, sou dit wees wat hy gevra het vir sy koninkryk. Dit gee jou die geleentheid om deel te wees van die majestueuse werk wat God mee besig is in die wêreld elke dag, terwyl ek en jy, as jy by die werk kom, moet jy weet, God sal lankal daar besig om te werk. Hy's lankal daar besig om die plek te vul, die kantore te vul. Al voel dit vir jou soos 'n goddelose plek. Die Here is daar. En dis een van die maniere hoekom Paulus sê, hoekom hy sy lewe opoffer, 1 Korintiërs 9, en dan sê hy, ek het vir die Grieke soos 'n Griek geword, en vir die Jode soos 'n Jood, ek gaan nou nie daarop ingaan nie, maar dan sê hy, 5 keer, sodat hulle kan wen, sodat mense kan wen, en dan sê hy die 6de keer, sê hy, sodat soveel as moontlik gered kan word, en die 7de keer, die hoogtepunt van daai stukkie is, sodat ek aan die werk van God, aan sy vrug, kan deel hê. Wanneer jy bid vir dinge, wanneer jy bid vir mense in die Midde-Ooste, of vir Hamas en Israel se konflik, of wanneer jy bid vir wie ook al, of vir iemand in jou klein groep, en jy sien dat die Here tree op in daai persoon se lewe, dan weet jy, ek was deel van dit. En dis hoekom Paulus sê, ek het FOMO, ek wil deel wees van wat die Here doen. Ek wil nie kyk hoe hy dit doen nie, ek wil deel wees van dit. En daarom bid ek. Jonathan Edwards maak onderskeid tussen wat hy noem maintenance gebede en frontline gebede. Hy sê, maintenance gebede sê hy, dis die gewone gebede wat jy bid. Vader, wees met my, gee vir my asseblief vandag my daaglikse brood, wees met my kinders, jy weet, so en so skryf eksamen vandag, hulle is in matriek, help hulle asseblief. Jy bid vir die siekes, wat jy ken, vir jou familie, vir jou land, vir jou eie Afrikaners volk, of wat ook al jou etniese groep is. Dis maintenance gebed, almal doen dit, die heidene doen dit ook. Dis goed, jy kan bid daarvoor, dis reg. Maar Edward sê, frontline prayers is wat die verskil maak in die koninkryk van die Here. Frontline is daai gebede wat jy bid op die frontlinie van waar duisternis en lig ontmoet, waar die Here se lig elke dag donkerte deurbreek, daar waar mense tot geloof kom, op die sendingveld of by die werk. Frontline gebede is daai gebede wat jy sê, Here, ook in my lewe, wipe my sonde uit, sonder om my uit te wipe, asseblief, maar ek soek dit nie meer in my lewe nie. Dis frontline gebede. Dis gebede wat elke dag die duisternis inbreek en deurbreek. En dit, sê Jesus Matteus 5 vir ons, dit is 'n ware gelowige se gebed, is wanneer jy bid vir jou vyande, wanneer jy bid vir die taksies wat jou irriteer, wanneer jy bid vir die land se regering, wanneer jy bid vir dinge buite jouself, mense buite jouself wat geen benefit vir jou inhou nie. En om hierdie rede het Rymsig het goed gedink om sommer net voort te gaan met hierdie gebedstradisie wat daar in hierdie gemeente heers. En dat ons gaan vir mekaar begin bid. Daar's niks so heilig soos om vir mekaar te bid nie. Jakobus 5 sê, bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Nie bid vir jouself nie, bid vir mekaar. Sodat die gemeenskap genesing kan beleef. En daarom gaan ons begin om vir mekaar te bid. En hoe ons dit gaan doen is, ons sal elkeen van hulle uitdaag om vanmôre, daar sulke bandjies by is dit net hierdie kant of is dit hierdie kant ook? Dis oral. Dis oral hier langs die kante, sulke armbandjies. Nou, word of caution, heel eers, moet hom nie aansit nie, okay? Jy gaan spyt wees. Anders nie nog een vat, want ons nie genoeg iemand anders nie. So, jy vat weer so 'n bandjie, en as jy wil, kan jou naam opskryf, jy hoef nie, maar die Here weet gelukkig wie jy is, en onder jou naam, of as jou naam nie geskryf het, skryf jy 'n bepaalde behoefte neer wat jy tans het. 'n Behoefte wat jy het. So, jy sit hom nie aan nie, en jy gooi hom terug in die mandjie. So wat ons volgende week gaan doen, en ek sê, as ek ons bedoel ek hulle, want ek gaan nie hier wees nie, gaan hulle almal sin uitdeel, jy gaan nie jou eie kry nie, jy gaan iemand anders sin kry, en jy gaan vir daardie persoon bid. Dis frontline gebede. Die Here wil hê, ons moet bid. Hy wil hê, ons moet sy koninkryk laat kom. Hy wil hê, ons moet vir mekaar intree by hom.
As ons bid sodat ons aan God se werk kan deel hê, dan begin ek deur te bid vir mense in my gemeenskap, sodat ek kan sien hoe die Here deel van daai persoon se lewe is. En dis wanneer ons wegbeweeg van hierdie geweldige ekspressiewe individualisme en ons begin soos wat Jesus vir ons geleer het om te bid, ons Vader. Het julle al gedink daaraan? Die Here het nie gesê, bid soos volg, my Vader nie. God is nie jou en my en jou eiendom nie. Hy is ons eiendom. Hy behoort aan ons, die community. En wanneer ons vir mekaar begin bid, dis wanneer ons daai persoon se wonderwerk ook my wonderwerk word. En yes, okay, ek is nog nie genees nie, of ek het nie hierdie beleef nie, maar hy het, sy het, en ek was deel daarvan, ek het daaroor gevra. So, dit wat daai mense beleef, maak ons nie meer jaloers op wat met hulle gebeur in die naam van die Here nie. Dit gee ons blydskap en vreugde, want ek was deel daarvan. So, as julle vanoggend uitstap, ons gaan dit nie nou doen nie, maar asseblief moenie vergeet nie, dan gaan 'n bouncer by die deur staan, en vir jou as jy uitstap vir jou vra, het jy die bandjie gehad en wie neergesit? Alright, hy gaan kyk dat jy nie met bandjies uitstap nie, en ook nie dat jy nie een ingevul het nie. Alright. So, dit gaan ons help, om dit baie prakties te maak, om vir mekaar te bid. So, die Here is hier, nog 'n hele oggend, terwyl jy geslaap het, is hy wat ons wakker gemaak het. Alhoewel ons sterflik is, beleef ons elke oggend hierdie wonderwerk. Wetenskaplikes weet nie, by the way, hoekom ons wakker word in die oggende nie, hoor. Hulle verstaan nie hoe dit werk nie. Maar ons word wakker. So kom ons praat met die Here wat ons sustain elke dag. Ons lewende Here. Ons kan nie anders as om in ons harte voor U te kniel nie. Here, ons kom vanmôre na U toe en ons sê vir U, ons is so dankbaar en so bly oor wie U is, wie U ons gemaak het. Here, dankie dat ons nie elke dag hoef te poog en spook en te kere gaan om 'n selfidentiteit te probeer ontwikkel nie. Dankie dat ons 'n Christus verdiende, God gegewe identiteit het. Dankie dat ons daarin kan leef en kan bestaan en kan beweeg met vryheid en blydskap. Dankie Here dat U ons elkeen ontmoet waar ons is. Dankie dat U so baie van ons gebede verhoor. Dankie dat U so baie gebede nie verhoor nie. Want U weet die beste. Here, en ek weet vanmôre, terwyl ons vanmôre hier sit, is daar mense wat al lank voel, waar is U? Ek wil bid, Here, dat hulle geloof behoue sal bly, meer is dit, dat dit versterk sal word. Dat hulle in hulle swakheid, soos Lilias Trotter sal sê, in hierdie tye wat U ver voel, I'm desperately clinging onto a dim Christ. Al voel U dim en ver vir party, ontmoet ons daar. Here Jesus, ons bid vanoggend vir elkeen, in U naam, en almal sê saam met my. Amen. Is ons klaar? Kan ek... Okay, kom ons staan op en dan spreek ek vir ons die seën uit. Die seën wat ons oor mekaar uitspreek, is 'n Christus verdiende realiteit. Ons kan dit doen vrylik, omdat hy vir ons aan die kruis gesterf het in ons plek. En ons is die geseëndes van die Here. Trouwens, dis een van die Ou Testament gebedes wat nie meer herhaal word in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament bid niemand, Here seën my nie. Van wat ons is die Here se geseëndes. Dis nie sleg om te vra nie, is okay. Maar hulle was so oorweldig deur die Here, dat hulle, net omdat hulle geweet het, ons het die Here se geseëndes. In ons gemeente hou ons ons hande so uit, net as 'n simbool van die ontvangs van die Here se seën. So as jy wil, kan jy hande so uithou, terwyl ek vir ons die hande oplê, so simbolies. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die kragtige, liefdevolle werking van die Heilige Gees en sy teenwoordigheid, is met julle elkeen en almal antwoord. Amen.